By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Soos altyd redelik vervelig by hierdie tyd, seker al vir julle, sê ek baie dankie dat julle hier is. Ons het baie waardering vir die mense wat kyk op die video's en so deel is van Renaissans, en met baie van hulle het ek reeds verhouding gebou, so op Facebook en Instagram en miskien via ander forums, maar die lekkerste bly vir my om môre te sê vir julle wat hier sit. Want ons leer mekaar ken, ons drink saam koffie, en ons maak daarom van Renaissans nog 'n oudtydse saamwees gemeenskap, en dit is regtig lekker. Hoe lekker sou dit nie gewees het as almal wat nou in die Kaap en oral bly, ook saam met ons kon wees vanoggend nie, maar ons sal hulle mis, terwyl ons dankbaar is vir mekaar se teenwoordigheid. So weer eens baie dankie dat julle vanoggend hierso is. En dan Jannie en Letitia vir hierdie lieflike musiek. Ek het gisteraand op jou story gesien, hoe mooi groot het jou dogtertjie geword. En dan besef ek, as ek julle so kyk, jy het vroeg op 'n Sondagoggend jou weggeskeur van jou 2 kinders en jou man, om hier te wees, so baie dankie daarvoor. Ons gaan lekker na julle luister, speel vir ons in die stilte in, en weer daar uit, en dan gaan ek praat. Baie dankie.
Ek gaan vanoggend voort met hierdie reeks oor die dooies wat dink vir ons. En dit gaan oor antieke beskouings wat steeds beheer het oor ons denke. Dit is nie goed of sleg nie, dit is maar net hoe dit is. Nou vanoggend gaan dit oor waar kom die idee van een ewige bron waaruit ons ontspring of alles ontspring vandaan. En daarmee saam ook die idee van die siel van die mens. Dat die mens 'n liggaam het wat eintlik nie jy is nie, want jy is jou siel. En dit is eintlik iets wat apart kan bestaan en van 'n ander wêreld is. Nou ek gaan so begin. Baie van ons het dalk meubels of huishoudelike items wat van lankal af kom uit ons voorgeslagte. Dikwels kan 'n mens onthou waar dit vandaan kom en ander kere is jy nie meer seker nie. Ek het byvoorbeeld ontdek by ons hoe maklik 'n mens selfs in jou middeljare nie 'n goeie begrip of geheue het van waar iets in jou huis vandaan kom. En daar's 'n ding wat ek gekoop het in Melville by 'n tweedehandse winkel. En Johan was oortuig daarvan dat ons hom op die plaas aangetref het toe ons die plaas gekry het. Toe eendag kom ek op 'n verjaardagpartytjie foto van my ma af, 4 jaar voordat ons die plaas gekry het en hier staan hy op die tafel. En kon ek sê, ons het nie reg onthou nie. So 'n mens weet nie vanoggend waar idees in jou wêreld en mensbeskouing noodwendig vandaan kom nie. En dit is belangrik om te weet wie eerste met 'n gedagte na vore gekom het. So ek wil vanoggend oor hierdie konsep van een enkele bron en ook die siel van 'n mens wil ek nie noodwendig kom argumenteer wie reg is en wie verkeerd is nie, maar ek wil kom wys wie het die goed eerste gesê waar daai idee begin. Want as 'n mens weet waar dit begin het, dan verloor dit hierdie mystieke aura wat daaraan verkleef is en word dit doodmenslik. Dis iemand wat in 'n gegeewe tyd hierdie ding uitgedink het. So kom ons stap vanoggend as dit ware deur hierdie gedagtes op 'n filosofiese en historiese staptog deur die woud van menslike leefwêreld en daarmee saam begrip wat opgebou word uit daai wêreld. En ek gaan dit nou struktureer om die oorsprong en die ontwikkeling van hierdie konsepte te beklemtoon sonder om oordeele te vel. Want wie is ek dan nou? Hierdie is net idees wat in hulle eie konteks gelê het en ons gaan hulle gaan bekyk daar op hierdie staptog
in hierdie woud van die menslike bestaan, na waar hulle ontspring het. Dit gaan begin by hierdie oerbron idee, dat daar een stroom is, onsigbaar, ewig en transcendent, met ander woorde, nie aards nie, nie tasbaar nie. Dat daar so 'n bron was, en dit het ontstaan in die vroeë Griekse denke, aan die westerse kant, maar ook in Daoïsme en in Hindoeïsme aan die oosterse kant, het hulle hierdie begrip gehad. Dan beweeg ons na elemente toe, waar het proto-wetenskaplik was. Daar was veral 3 denkers in die Griekse filosofie, wat die groot filosowe, vir Sokrates en Plato en die ouens vooraf gegaan het, en hulle het hierdie goed minder abstrakt gemaak, en het dit elemente gemaak, soos wat ek en jy die elemente ken. En dan gaan ons na Joodse denke toe, wat in daai selfde tyd gevorm is, oor waar ons vandaan kom en hoe die menslike wese daar uitsien. En dan gaan ons kyk na Paulus se rol. En as jy die woord Paulus sê, dan is dit vir ons baie keer 'n knoppie wat gedruk word. Maar of ons dit besef of nie, Paulus het 'n verskriklike rol gespeel om die konsepte wat ek en jy vandag in ons wêreldbeskouing het, te help vorm, terwyl hy steeds 'n holistiese beskouing gehad het, omdat hy in sy wese 'n Jood was. Later in die kerk se geskiedenis het Augustinus veral die dualisme van Plato baie versterk en verskerp, en dis hoe ek en jy groot geword het, met 'n sterk dualistiese idee van die mens as 'n liggaam en dan 'n onsterflike gees of siel. So kom ons gaan kyk na hierdie goed en besef vanoggend, dit was alles vroeë spekulasies, baie poëties, en het die deur oopgemaak vir mistiese denke, en dit is ook dan nou die boustene gewees veral vir godsdienste, waarvan soos ek sê die Christendom een was, maar gnostisisme veral, wat daai idee het waaroor ek met julle gepraat het oor Desember en Januarie, dat hulle die liggaam gesien het as 'n tronk, en die siel moet vrykom, en daarom in die evangelie van Judas sê daai Jesus vir Judas, dankie, jy verstaan, jy help my om uit hierdie rok, naamlik die liggaam wat van my aangetrek is, te kan ontsnap, sodat ek kan wees wat ek moet wees, 'n vry gees of siel. En veral New Age gedagtes is nie nuut nie. Die New Age gedagtes is verskriklik sterk gebou op hierdie vroegste Griekse en Daoïstiese, bedoelende die ooste, veral ook en Hindoeïsme, die Brahman idees, op daai idees, met hier en daar goed wat hulle later uit ander godsdienste gaan haal het, soos geeste en engele en al die goeders. So jy werk met konsepte uit antieke tye wat 'n pad geloop het soos die mensdom aangegaan het, en dis versamel, en mense het maar hulle eklektiese keuses gemaak, en elke denkskool sit vandag met 'n mengsel van wat daar gaan haal is. Nou kom ons praat dan nou eers oor hierdie metafisiese oerstroom. Die idee dat alles uit 'n enkele metafisiese, met ander woorde dis nie fisies nie, bron ontspring het. Dis 'n eenheid, het hulle gesê, waaruit die hele kosmos vloei, lewe vloei daaruit, en alle lewe sal daarna toe teruggaan. En hierdie is die prentjie. Hulle het gesien en gesê, nou as ek sê hulle, ons praat van in vandag se Turkye, hier aan die weste kant, was daar 'n stad, ek weet nie of ek die naam reg uitspreek nie, maar ek dink is Milete. Was daar 'n stad, Milete gewees. Nou hierdie mense was in 'n handelsroete verbind met Babilonië en Egipte. So hulle het hierdie denke met mekaar gedeel en dit die hele tyd versprei en so dit ontwikkel. Maar hierdie denkers het so gesê, hulle het gesê, waar kom hierdie wêreld wat ons nou kyk vandaan? Waar kom ons vandaan? Al hierdie verskeie goed. Dit het vir hulle gevoel asof alles een is. Dit was 'n baie ou gevoel wat die mensdom gehad het, 'n aanvoeling. Alles is een. So sê hulle toe, hier is iets wat bo die wêreld is. Dis metafisies.
Dis van 'n ander wêreld. En uit dit uit manifesteer dit fisiese elemente vir ons, die diere, vir alles wat bestaan, en dat hierdie fisiese elemente uiteindelik dan nou weer daarin opgeneem word. So dit kom daar uit en dit gaan daarin. Nou, Taoïsme, gaan ek net vir julle wys, het dit water gemaak. So 'n bietjie meer van 'n element. Daar's hierdie groot bron van water waaruit jy die manifestasie het van die enkel druppels en dan gaan dit uiteindelik weer terug in die groot hoofstroom in. So hulle het gesê dit is wat die heelal is. Het was nie uniek soos ek gesê het aan een kultuur nie, maar dit het vorm gevind, verskillende forme in die westerse kultuur sowel as in die ooste. Maar ons gaan nou vanoggend fokus op die Griekse tydlyn. Ek gaan nou en dan verwys na wat die ooste gesê het, wat gelyklopend en snaaks genoeg min of meer in dieselfde tyd gebeur het. So, hier is 'n skuif wat voordat hierdie oerstroom gedagte ontstaan het die mense so gedink. Hulle het gedink, daar's gode wat goeders gemaak het. En julle ken daai storie. Al hierdie elemente is as lewendig beskou. En dit het ek in die eerste praatjie van hierdie reeks gesê. Die heelal was lewendig. Hierdie goed was lewendig en hulle skep realiteite. So daai was alles baie mitologies. Maar hier beweeg jy metafisies. Hulle het bietjie uitgekoop uit die idee van hierdie klomp mitologiese gode wat die wêreld geskep het en het gesê, nee, alles het ontspring uit een stroom of een bron. Want die Grieke het hierdie woord gehad en julle ken dit, dis waar die woord argeitype vandaan kom. Die arge. Wat is die bron? Die ding waaruit alles begin het. Wat is daai bron? Die arge. Dit was die woord wat hierdie Grieke gebruik het. Ons soek na 'n arge. En dit was 'n totale wegskuif van mitologiese gode af. So hulle het gesê, die arge is hierdie onsigbare stroom waaruit dinge manifesteer. Dis ewig en dis eenvormig. Dis een ding. Daarom dat hulle nou terugkyk na die werklikheid en sy diversiteit en sê, ek het al gesê, die kokkerot, ek en hierdie teels hierso, is een. Ons kom uit nie dieselfde aarde in hierdie geval nie. Ons kom nog daarby. In hierdie geval is dit nie 'n element nie. In hierdie geval ook nie sterstof nie. In hierdie geval was dit ons kom uit 'n metafisiese oerstroom uit. So hierdie ding impliseer alles is op 'n metafisiese vlak aan mekaar verbind en die fisiese realiteit of manifestasies van die goed is net 'n tydelike uitdrukking waaruit alles uiteindelik weer sal vervel om deel te word van hierdie metafisiese stroom. So die dood in hierdie geval vir hulle. Ons praat van so 600 voor Christus, voor die algemene era, het hierdie gedagtes posgevat. Die dood is hierso 'n terugkeer na die bron, na dit waar jy vandaan kom. Dis glad nie die einde nie. Trouwens, dis so 'n bietjie van 'n verlossing uit 'n tydelike bestaan wat vir jou kleiner maak as wat jy regtig is. Nou hierdie denke lê toe die grondslag vir selfs Neoplatonisme. Nou Plato het later gekom voor die algemene era. Hy het hierdie dualisme ingebring. Plato het twee wêrelde geskep. Maar dit het wel die grondslag gelê vir vandag se metafisika en vir Neoplatonisme wat later jare gekom het deur Plotinus in die 3de eeu na die algemene era. Met ander woorde, nou praat ons van 3 eeue na Jesus, nee. Het Plotinus gekom met konsepte wat ek en jy baie sterk ingekry het met ons moedersmelk en waar ons vandag sit, waar hy gepraat het van die een as die hoogste bron. Die divine as die hoogste bron, waaruit alles emaneer en weer teruggaan. So alles wat ontstaan het uit hierdie een bron gekom en daar's 'n hinkering terwyl jy in hierdie fisiese bestaan is om te ontsnap en terug te gaan na daar waar jy vandaan kom. So hulle vraag was die heeltyd, waarom lyk goed so divers, maar dit voel vir ons dit moet alles verbonde wees. Dit was 'n manier vir hierdie mense om te deel met die onstabiliteit onder andere
in die kosmos, met die onregverdigheid in die kosmos. Wat kan jy nou dink, as jy en ek op hierdie aarde in ons fisiese manifestasie verskillende goed oorkom, ons lot lyk verskillend, hoe kry ek dit in daai antieke kop verduidelik? Want daar's nou nog nie 'n God wat 'n plan het of niks nie. Hoe kry ek dit verduidelik dat dit so onregverdig lyk? Een van die maniere is om te sê, hierdie is eintlik 'n tydelikheid en dis 'n illusie en dis 'n tronk en jy's hier vasgevang van watter manifestasie ook al, maar moenie bekommer nie. Uiteindelik gaan jy terug na die ewige bron en dan is ons weer gelyk in ervaring. Nou toe kom daar 'n oorgang van daai mistiese oerbron idee af. Ook onder die Grieke kom daar 'n oorgang na elemente. Hier begin die heel eerste wetenskaplike denke oor die wêreld. Nou dis nie wetenskaplik nie, in daai stadium is dit nog proto-wetenskap. Julle weet wat proto-wetenskap beteken, maar ek sê dit net terwille van mense wat nie weet wat die term beteken nie. Proto-wetenskap kan die maklikste so verduidelik word. Dis voorlopers in 'n vakgebied tot die wetenskap. Proto-wetenskap in daai tyd sou byvoorbeeld wees sterrebegelery, voordat sterrekunde ontstaan het. Alchemie, voordat chemie ontwikkel is. So dis 'n era wat hier ontwikkel waar hulle op 'n intuïtiewe vlak bietjie meer wetenskaplik en elementêr, met ander woorde, om gebruik te maak van die elemente van die wêreld, om daarvan gebruik te maak in jou beredenering en meer rasioneel te wees en minder, kom ons sê dan nou maar in ons terme, geestelik of transcendent of metafisies te dink. So het hulle begin dink. So toe kom daar hierdie fase waar hulle sê, ja, daar is een stroom, maar dis 'n element. Dis een van die bekende elemente. En die eerste ou wat daaroor gepraat het, was Thales van Milete, daar in vandagse Turkye. Hy het gesê, hierdie element wat ons ken, water, is eintlik wat alles is en wat almal is. Dis die stroom waaruit alles ontwikkel het. Want hy het gesê, water is vloeibaar, dit kan verdamp, dit kan ys word. Nou hier's baie interessant, hy het ook gesê, dit kan grond word. Dit wys vir jou, dis maar nog proto-wetenskap, nee. Dit kan grond word. So dit het ook die aarde gemanifesteer. Maar goed, so hy het gesê, alle lewe is eintlik water. En dit was veral in sy geval geïnspireer deur die feit dat hy na riviere gekyk het en gesê het, kyk hoe vrugbaar is hierdie riviere. Hier's twee andersklinkende name wat baie verskillend gedink het. Hy is opgevolg hier in 610 voor die algemene era deur Anaximander. Anaximander het op sy idees uitgebrei, sy filosofiese idees uitgebrei, maar hy het weer eens die bron weggevat van water af en het weer 'n transcendente bron gemaak, weer 'n mystiese of 'n onsigbare bron gemaak, nie aards nie. Vormloos, ewig, hy het veral gewerk daarmee en gesê, uit hierdie bron ontstaan die teenoorgesteldes van droog en nat en koud en warm en al die goed. En hy het gesê, alles kom uit 'n oerstroom en 'n mens kan nie hierdie oerstroom sien nie en dit is nie fisies nie. Toe, 585. Nou moet jy net bietjie dink. Ons praat van 610 voor Jesus, né? Kom hy met hierdie idee. Nou as jy dink as jy in sy invloedsfeer geleef het en jy het nou hierdie ding gedink. Ons is nou deur die idee van die oerstroom, bietjie meer abstrakt en eenvoudig, toe word dit water en nou leef ons in 'n era waar 'n slim ou vir ons sê, maar alles is definitief onsigbaar. Dis nie aards nie. Ek en jy is nie aards nie. Ons kom van iets anders as die aarde af. Toe, tot 585, van 610 min of meer tot 585, is dit wat mense in daai invloedsfeer in daai wêreld glo. Ek is nie van die aarde nie, ek is van iewers anders. Nou kom Anaximenes, daai was Anaximander. Nou kom Anaximenes in 585 en hy kom weer terug aarde toe. Kan jy sien hoe hulle so staat trek, bo onder, bo onder, bo onder. Hy kom weer terug aarde toe, sê nee mense, hierdie is definitief 'n aardse element, wat ons almal se moeder is. Hy sê, dis lig. Dis lig. Hy sê, want lig is onsigbaar, maar is alomteenwoordig. Dit kan verdig tot mis. Dit kan water of aarde word.
weer eens protowetenskap, nog nie baie wetenskaplik nie, of het kan verdun tot vuur, sê hy. So, daar's verskillende digthede. Hy sê, dood impliseer dood eenvoudig, dat ons terugkeer na hierdie plek toe waar ons almal lig word. So as jy doodgaan, dan ontsnap jy uit dit wat jy hier kan sien, hierdie fisiese vorm wat jy aangeneem het vir die duur van jou lewe, en jy word weer lig. So hier vat ons nou aan die dooies, nee. Toe's daar 'n derde ou, in daai selfde era, 535, hy het gelewe in 535 voor Jesus, Heraklitos, ons weet van hom. Hy het gesê, daar is 'n oerbron, en dit is 'n element, maar weet julle wat? Dis vuur. Want ons sien geboorte en vernietiging, maar daar's passie daar agter. Daar's goedspa, daar's gees daar agter. Vuur brand die heeltyd hierdie wêreld wat ons kan sien. En dit is waarom goed gebore word en goed doodgaan. Maar binne in dit alles is hierdie ewig durende iets wat nie vernietig kan word nie, die vuur self, die vuur agter die lewe. Dit bring 'n eenheid in alles, of dit nou gebore word en of dit nou vernietig word, of dit nou net warm gemaak word en of dit nou verbrand. Dit alles is deel van hierdie groot eenheid. En hy is die eerste ou wat gesê het, diversiteit is 'n absolute illusie, daar's 'n rede of 'n logos of 'n kiem wat alles bymekaar hou, wat jy sien gebore word en vernietig raak. En dit is vuur. So bou hulle maar in hierdie proto-wetenskaplike era, bou hulle idees op mekaar, en soos ek net vir julle gesê het, hulle dryf handel met Babylonië en Egipte, en hulle het almal min of meer dieselfde kosmologie gehad. Hulle het die wêreld en die heelal min of meer eenders gesien, so hulle het mekaar verskriklik beïnvloed. Nou, ons kan al klaar sien, niks van hierdie goed, hierdie hele oerbron idee waar ek en jy vandaan kom, of dit nou bo die aarde is in 'n ander riem, en of dit nou 'n element is van die aarde, niks hiervan is bewys nie. Niks hiervan is waarheid nie. Niks hiervan is feite nie. Hierdie goed is spekulasie. Dis pragtige metafore. Dis baie poëties. Dis mooi pogings om die kosmos te verstaan vir mense wat nie empiries kan toets nie, wat nie wetenskaplike meetinstrumente het om te toets nie. Nou daar was toe nou later filosofe, en ek gaan nie op hulle ingaan nie, maar wat gesê het, nee, dis al 4 elemente. En hier kan jy hoor, daai hele gedagte van ons moeder is die aarde, met al 4 die elemente. Dit is waar ons vandaan kom. Nou spring ek oor na die Jode toe. Hoekom spring ek na die Jode toe oor? Want ons het nou gepraat oor hoe het hierdie mense die kosmos gesien in daai tyd. 600 voor Jesus tot Plato sy verskyning gemaak het, en dinge wat 1 is 2 gemaak het. Daaroor gaan ek nou praat. Maar ek doen nou 'n baie belangrike sprong vanuit hierdie kosmos idee, hierdie konsep oor hoe die wêreld is, wat die aard van die wêreld is, na wat is die mens? Want dit hang daarmee saam. Want nie alleen is hierdie aarde, met ander woorde, 'n manifestasie van die oerbron nie, die mens is deel daarvan, en die mens is ook deel daarvan. So die Jode het dit so gesien, die mens. Die Jode het gesê, en nou as ons van die Jode praat, praat ons van baie oud. Ons praat van 6000 voor Jesus. Alhoewel, dit het nou mondeling gebeur en later is die geskrifte vasgemaak, maar die Jode het 6000 jaar voor Jesus tot min of meer so in Paulus se tyd waar dit effenkies dualisties begin raak het, dat ons die wêreldbeskouing gekry het waarmee ek en jy groot geword het. Nee. Die Jode het so gedink oor die mens. Die Jode het gesê, die mens het die asem of die lewe van God in hom. Ons kom as mense wat groot geword het met die latere dualisme van Plato. En ons dink hy praat van, die Jood praat hierso van, jou onsterflike siel wat God in jou liggaam inblaas. En dat daai onsterflike siel van jou liggaam kan verlaat en bewustelik kan bestaan elders, sonder jou liggaam. Die Jode het dit nie so geglo nie. Hulle woord,
nefesh, wat kom van die woord nafash, wat asem beteken het nie daai betekenis nie. Dis later daarin ingelees. Met 'n terugskouende perspektief lees jy die Bybel en jy lees hom so. Dis nie wat hulle bedoel het nie. Hulle het gesê alles is nefesh. 'n vis, 'n voël, 'n mens, 'n roofdier, alles is nefesh. Dit beteken net 'n lewende, asemhalende wese. Daar's geen dualisme in die Joodse kop nie. Wat sê ek as ek dit sê? En ek het nou met opset gewag om dit op hierdie punt uit te pak. Wat is dualisme? Dualisme sê, jy kry twee wêrelde wat bymekaar kom en wat ineenvou in die mens. Die twee wêrelde is 'n geesteswêreld wat niks met materie te doen het nie, en dan die fisiese wêreld waarvan ons liggame deel is. En ek en jy sê dualisme is eintlik geestelike wesens uit daai oerbron uit wat 'n liggaam aangetrek het. Ons bestaan met ander woorde uit twee wêrelde. En hierdie twee wêrelde kan weer skei en dis wat gebeur met jou dood. Maar jy's eintlik daai geestelike ding wat van die oerbron afkom, so daarom kan jy sonder hierdie liggaam voortleef. Trouwens, die gnostici en 'n klomp ander het geglo, dis beter vir jou, dis wonderlik, jy wil sonder jou liggaam wees. En daar was ook baie verskillende maniere van dit, maar dis dualisme. Jy as mens bestaan uit twee wêrelde, met verskillende samestellings. Die een is totaal geestelik en die ander een is fisies. En skei jy die twee, is die werklike een nog steeds aan die leef en net die fisiese een gaan dood, want hy is nie werklik nie. Hy's tydelik. Hy gaan verby. Die Jode het dit nie geglo nie. Die Jode het gesê, jy's net mens. Jy kan nie sonder jou liggaam mens wees nie. Jy kan nie sonder jou liggaam bewus wees nie. Jy kan nie sonder jou liggaam leef nie. Toe ek teologie studeer het ons die dogmatiek bestudeer wat Dr. François Moller, wat destyds hy was vir jare en jare en jare die president van die AGS. Nou François, hy was aanvanklik 'n NG man, wat in sy jong dae toe dan in die Pinksterkerk toe oor is, maar hy was 'n sielkundige. Hy het 'n doktorsgraad in sielkunde gehad en toe het hy 'n doktorsgraad in teologie gehad en hy het ons dogmatiek geskryf. En hy het my verwar want niemand het dit vir ons verduidelik nie. Maar hy het gesê, daar bestaan nie so iets dat jy in die hemel 'n mens kan wees sonder jou liggaam nie. Jy moet wag vir die opstanding want jy het 'n liggaam nodig. Hy het gesê, jy's nie mens sonder 'n liggaam nie. Jou gees is nie jy nie. Jy kan nie sonder hierdie liggaam leef nie. En hy het dit daar gelaat en ek het dit natuurlik net maar in die antwoord stel as ek maar net klakkeloos nagepraat, wil ek om my punt te kry, maar ek het nie mooi verstaan wat hy sê nie. So, dis wat die Jode geglo. Die Jode het gesê, daar's nie so ding soos 'n siel wat losgemaak kan word van jou liggaam nie. Jy is 'n wese wat asem het en wat leef. God het jou asem gegee. Nou dink ek toe nou, hoe kan ek dit vir julle verduidelik? En ek kom nie op 'n manier af, want my kop kan nogal abstrakt dink. Ek dink ek het dit geoefen in filosofie op koffsies al. Maar dan dink ek, as ek dit nou hier verduidelik, wil ek nou nie, jy moet na my toe stap hier voor en vir my sê, eerlikheid, nou is ek so in die war, ek weet nie eintlik wat jy gesê het nie. En ek gaan na Grok toe. En ek vra vir Grok, hoe kan ek hierdie konsep verduidelik? En hy kom met die briljantste idee op. Hoor jy wat sê? Hy sê, die Jode het dit so gesien. Dit is soos 'n foon en die battery. Hier word die foon gemaak en dan kom sit jy 'n battery in en dan werk hy foon. As jy die battery uithaal, kan die foon nie werk nie en die battery doen ook niks nie. Die battery het nie hier 'n lewe van sy eie nie en die foon het ook nie lewe van sy eie nie. En toe verduidelik hy iets wat ek gelees het oor die Jode se wêreldbeskou. Die Jode het die dood beskou as die perfekte simmetrie, waar asem en liggaam skei en nou is dit simmetries onaktief gemaak. So die Jode het nie geglo hier leef 'n gees voort en hierso is 'n liggaam wat agterbly nie. En julle kan met my stry as julle julle Bybels baie goed ken, daar's stories in die Bybel wat klink asof dit sê, en ek gaan dit vir julle nou
verduidelik. Maar kom ons gaan net eers aan en ons sê hoe dit verskil van die Griekse sugai en die liggaam, daai dualisme. Latere denkers, dis nou na die Jode, kom toe met hierdie gedagte, dis min of meer in 428, kom ons sê 400 voor Jesus, kom latere denkers met hierdie idee, en hulle sê, vir die idee van die Jode, dit is twee wêrelde wat in een verskyning voorkom. Hulle sê die siel is 'n sugai. Jy kry daai woord in die Nuwe Testament. Die siel is 'n sugai. Dit is 'n onsterflike entiteit. Hy's rasioneel. Kan jy dink hoe het hulle nie verstaan nie? Weer proto-wetenskap, hulle het gedink jou rasionaliteit bestaan in 'n metafisiese siel en nie in jou brein nie. En hy's goddelik en hy's nou vasgevang in 'n liggaam. Dit was Plato se idee. Die liggaam is tydelik, hy's minderwaardig. Die siel streef na sy herkoms om terug te gaan na waar hy vandaan kom. Ons is weer terug by die oerbron. Hierdie goed is beïnvloed deur onder andere ons wiskunde oomie Pythagoras het hierdie goed geglo en verkondig. En hulle het begin fokus op goed wat op bevryding kan inspeel. Reïnkarnasie, 'n dood en deel word van die oerbron, hoe dit nou ook al sal lyk. En toe het hierdie dualisme in die Griekse kop begin posvat en hulle het die wêreld so gesien, soos wat dit eintlik heel oorspronklik gesien is, maar bietjie anders. Daai heel eerste denkers wat gesê het daar's 'n oerbron waaruit ons kom, het gesê ons is maar net 'n fisiese manifestasie, maar as jy doodgaan dan word jy weer opgelos in die oerbron, maar dit is nie regtig 'n skeiding nie. En jy hoef ook nie weer met jou liggaam te herenig nie. En ek dink baie van ons ken al vandag daai konsep dat mense sê daar is 'n lewe na die dood. Want jy gaan, as jou bewussyn gaan jy voortleef deel van die groot bewussyn, maar met jou liggaam gebeur daar nou niks weer nie. En dit is min of meer waar hulle was daar heel aan die begin. Alexander die Grote se verowerings het gemaak dat hier rondom 300 voor Jesus dat die Jode in 'n spanningsvolle lewensbeskouing beland het. Want party van hulle het hierdie dualisme van die Grieke gekoop en ander van hulle het by die ou monisme gebly wat jy al reeds by die ou Grieke gekry het voor Plato en gesê nee, alles is een. En dan is daar 'n geskrif, byvoorbeeld die Joodse boek, die boek van die wysheid. Hy was 'n apokriewe boek en het sterk gesien hoe in hom die spanning is tussen Joodse holisme en die Griekse dualiteit. Kom ons kom terug by 'n liggaam wat agterbly as 'n siel vertrek. Hoe het die Jode daarna gekyk? Ons het mos nou geglo, is groot gemaak met die idee van ek het 'n onsterflike siel, as ek doodgaan gaan hy hemel toe. En my liggaam bly op die aarde en dan sal op 'n dag 'n opstanding en dan verenig die twee en dan het ek nou weer my liggaam, maar nou word hy verheerlik. En daar's 'n rede hoekom ons dit so gesien het. As jy volgens vir my sou vra, nou wat het Jesus bedoel toe hy vir die man langs hom aan die kruis gesê het? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit klink mos dan nou, ons gaan nou hemel toe. Ek en jy is nou daar. In die Joodse idioom, as 'n mens doodgaan, het jy doderyk toe gegaan. Doderyk toe. Jy's nie in 'n hemel nie. Die doderyk het 'n boesem van Abraham of 'n plek vir die regverdiges, daai siele rus lekker daar. Dan staan daar 'n ander plek in die doderyk waar daar pyniging is en lyding is. En dit is die goddeloses se siele wat daar lê. Maar in 'n Joodse kop kan niemand van hulle mens wees nie. Jy wag eintlik vir die opstanding. Nou gaan jy vir my vra, het die Jode geglo in die opstanding? Ja, sommiges. Die Sadduseërs, kom ons begin by hulle, het glad nie in 'n opstanding geglo nie. Hulle was totaal holisties, hulle het gesê, 'n mens is 'n liggaam wat deur God lewe en asem gegee is, en daar's 'n ander element as nefesh wat net asem is, ruach. Ruach is die gees van God, maar dit is nog steeds daai lewenskrag van God. Dis nie 'n jy wat onsterflik is en apart kan leef nie, so of dit nou jou asem is en of dit jou gees is in die Joodse idioom, is dit nie jy nie. Dit is die
battery wat God in jou ingesit het. En in Kabbalah het hulle hierdie twee woorde gebruik, nefesh om net die basiese elementêre lewe in jou te beskryf en ruach om jou meer verhewe elemente te beskryf. So wat hulle glo is, daar moet 'n opstanding wees. Die Sadduseërs sê, sorry, daar's nie 'n opstanding nie. As jy dood is, simmetries, daar gat jy, die battery is uitgehaal, daar lê jou lyf, dis klaar. Dis heeltemal klaar. Maar die Fariseërs wat 'n groter groep was, en die Esseense Jode, waarvan Jesus deel was, hulle was mense wat geglo het in die opstanding. Maar hulle het verskil oor wanneer dit gebeur. So, hier praat Jesus. En Jesus sê, vandag sal jy wat hier langs my gekruisig word, saam met my in die paradys wees. Jesus het so geglo. Ek en jy gaan nou doderyk toe. Ons gaan daar wag. Ons gaan in die boesem van Abraham, en dis eintlik die belofte wat hy vir hom wil gee. Jy gaan saam met my na die goeie deel van die doderyk toe. Jy gaan saam met my daar wag. Met die opstanding, nou vir Jesus was die opstanding toe nou vroeër, maar met die opstanding sal ons uit daai doderyk uitkom en sal ons in die koninkryk van God opgeneem word as nuwe mense. Nou sê Philip, maar nou raak dit ingewikkeld, want dit is. Ons kinderbybels en ons kerk het dit vir ons baie maklik gemaak. As jy vandag met 'n 7de dag Adventis praat, gaan hy vir jou sê, die dooies weet niks. En dit staan in die Ou Testament by herhaling, die dooies dink nie, die dooies weet nie, die dooies is nie bewus nie. Hulle wag. Die 7de dag Adventiste lees wraggies uit Joodse idioom perfek, want ons as Calviniste dit nie reg gekry het nie. Hulle sê, die dooies wag vir die opstanding. Jy is nie 'n mens sonder die battery nie. En met die opstanding gaan jy die battery kry en gaan jy 'n nuwe liggaam kry. En jy gaan nie hemel toe nie. God se stad daal uit die hemel neer en kom aarde toe. God gaan hierdie aarde perfek maak. Dis die nuwe hemel en die nuwe aarde wat byeenkom. As Jesus opgestaan het en hy het sy nuwe verheerlikte liggaam, dan gaan hy terug na God toe. En met die opstanding gaan God die aarde en die hemel verenig en sal almal wat dood is se siele uit die doderyk uitkom en sal hulle weer as nuwe verheerlikte mense perfek op 'n perfekte aarde bly. Dit is streng gesproke presies wat in die Bybel aangaan. Maar nou raak dit nog ingewikkelder. Is julle nog by? Is julle nog by? Nou raak dit nog, onthou, ek sê dis die dooies wat dink en daar's baie van hulle. So ek kan nie vanoggend vir jou 'n kinderbybelstorie vertel nie. Die goed is verskriklik ryk geskakeerd en gevarieerd en hulle gebruik mekaar so goed, maar elkeen het 'n ander idee hiervan. Nou kom Paulus. Ons praat nou van die Jode wat sê, jou siel is 'n battery. Jy moet wag vir die opstanding om weer mens te kan wees. Ons kan na geen begrafplaas toe stap en sê, hierdie mense is nou in die hemel nie. My ma's vreeslik lief daarvoor om vir my te sê, ek wonder wat doen pa vandag. Pa doen niks. Nie eers in Bybelse terme doen pa enigiets nie. Pa weet nie wat aangaan nie, hy is daar aan Abraham se boesem, hy wag, dat sy lyf moet nuut gemaak word. Dis waarvoor hy nou wag. En ek onthou het ek gelag, toe ek 'n jong pastoor was, dat daar kerke is wat kan glo aan daai wagperiode. Laat ek nou so oud moes word, om dit te ontdek, daar op 'n plaas naby Meyerton. Paulus was 'n Fariseer Jood, met ander woorde, hy glo in die opstanding. Maar hy glo, jou siel is net 'n battery. Dis die lewe wat God jou liggaam gegee het. Nee. Nou kom Paulus en hy gaan Tarsus toe. Paulus word baie vinniger as baie ander Jode, en ons sien dit, want hy stry met Petrus hulle, want hulle is so Joods, en hy het vir Grieks. Vinniger is die ander. Paulus word in Tarsus so vir Grieks, dat sy kop die mekaar raak, soos wat my en jou kop in Renaissance die mekaar is, want ons sit vanoggend hier met idees van oerbron, ons sit met Christelike idees, ons sit met New Age idees, ons sit met Daoïstiese idees, ons sit met Boeddhistiese, ons is 'n verskriklike mengsel van konsepte, en ons dink dis alles een mooi storie, ons het goed globaal. As jy nou mense wil sien wie se koppe eklekties is, soos 'n kamer waar jy van oud tot nuut allerlei goeders het, is dit ek en julle se koppe. En elkeen van ons persoonlik ryg maar die goed aan mekaar in 'n storie wat vir my persoonlik werk. Ons maak keuses uit goed wat ou mense uitgedink het.
Paulus kom. Nou word hy vergrieks, nou hoor hy klankies van, nee, die siel is nie net asem nie, dis nie net 'n battery nie. Eintlik is 'n mens se siel deel van die oer-metafisiese bron. En nou by sy tyd is dit nie meer net 'n onsigbare bron nie, nou is dit God. En Paulus sê, dis God. Jou siel is van God, en dit is jy. Maar stem Paulus heeltemal saam? Nee, want Paulus is te Joods. So Paulus gebruik die term sugai, wat beteken siel, wat 'n Griekse vertaling is van die woord nefesh, maar hy sit 'n klankie van ewigheid by, maar ook nie heeltemal nie. En dis waar Paulus, as jy hom lees, is dit so dubbelsinnig, dat jy maklik kan inkoop in hierdie hemel en aarde. Jy's 'n siel en jy het 'n liggaam idee, daai dualisme. Maar eintlik het Paulus in sy hart van harte dit nie noodwendig geglo nie. En hier is die rede. Mense wat baie slimmer is in die Bybel as ek en in die Griekse taal sê dit. Paulus gebruik oënskynlik dualistiese terme. Maar vanuit sy Joodse begronding, en as jy kyk na wat hy maak met die opstanding en die lewe na die dood, besef jy, hy was nog steeds 'n Jood. Hy was nog steeds 'n Jood. Die rede hoekom hulle dit sê is, die terme vir siel en gees was wisselterme in die Jode se koppe. Paulus, en ek het dit vir julle gesê in Desember toe ek gepraat het oor die verskillende Jesusse. Paulus het gesê, Jesus is die eerste mens wat 'n geestelike, en ek het vir julle die woord pneuma, liggaam gekry het, pneuma gebruik. Paulus het geglo, Jesus het 'n geestelike liggaam gekry, en die Gnostici het dit so beskryf, jou liggaam is minder dig as 'n aardse liggaam. Daarom kan jy deur 'n muur loop, maar jy is sigbaar. Jesus was die eerste persoon wat deur God opgewek is uit die dood, en toe is sy liggaam verheerlik, minder aards. Dis wat Paulus oor Jesus geglo het, en Paulus het dit gesê van die res van die mense. Hy het gesê, as jy in Jesus glo, sal God dit met jou ook doen, wat hy met Jesus gedoen het. Hy sal vir jou ook eendag 'n geestelike liggaam gee. Jy sal ook 'n pneuma mens wees. Dis wat Paulus geglo het. So Paulus het nie geglo, jy is 'n siel wat kan leef sonder 'n liggaam nie. Hy het geglo, jy's dood. Maar met die opstanding gee God vir jou liggaam verheerlik, en nou leef jy in 'n ander staat. En dis waar Paulus jou sit, na die dood. Maar later denkers sê, ons is gevange in hierdie fisiese liggaam, in hierdie fisiese wêreld. Ons wil hier uit. Ons moet hier uit. Die werklikheid is nie hier nie. So wat maak ek en jy nou? Wat maak ek en jy hiervan? Ek dink ons kan vanoggend vir onsself vra, waar kom watter idee vandaan? En dis belangrik, en miskien gaan dit nodig wees vir jou om weer na die praatjie te kyk, om die kloutjie by die oor te kry, want dit is 'n verskriklike klomp vermengde konsepte. Maar waar kom my idees vandaan? Wie het vir my hierdie goed geleer? En die eerste punt wat 'n ou hier kan maak is, al hierdie goed, of dit nou Joods is, en of dit nou Grieks is, en of dit nou Taoïsties of Hindoïsties is, en of dit Plato se filosofie is wat op al hierdie goed gebou het, en dis belangrik om vanoggend te snap. Ek en jy kry nie ons lewensbeskouing iewers vandaan uit onsself uit nie. Dit bou terug tot by die eerste Griekse idees. Iemand sê, in hierdie hele betoog oor wêreldbeskouing, sê 'n filosoof, my en jou swakste dryfvere, kom ons sê jy het, soos die kinders sal sê, issues. Daai plek waar jy as 'n klein kind opdaag in volwasse verhoudings en alles opvoeter, omdat jy onvolwasse is, en mense kyk, waar kom jy nou vandaan, is dikwels die heel eerste, nie ons tienerjare se trauma nie,
Ons kleuterjare is 'n trauma wat nie verwerk is nie, wat vir ons knoppies gegee het en langtone gegee het wat gedruk kan word. Hy sê mense se optrede kom dikwels uit hulle eerste trauma. En toe sê hy die volgende: maak nie saak wie op hierdie aarde rondloop vandag in hierdie tyd van die wetenskap nie. Jou wêreldbeskouing begin by die heel eerste denkers. Of dit nou oos of wes is op hierdie planeet. Dit is 'n stroom wat onsigbaar is en wat metafisies is. Dis waar ons idees vandaan kry. So die punt wat 'n ou moet maak vandag is, dit beteken nie, dis waar nie. As jy vandag 'n renessanser is wat sê alles is een, ek is nie my liggaam nie, ek is 'n gees, dis nie bewys nie. Jy baseer dit op ou, antieke, voorwetenskaplike gedagtes. Niks hiervan is bewys nie. Dis 'n pragtige storie oor die lewe. Dis 'n pragtige metafoor. Dit kan mooi poesie maak en dit kan vir jou betekenis gee. Dit beteken nie dit is so nie. Daarom as iemand praat oor my pyn, my liggaam, my siekte, my emosies en iemand anders antwoord, en dis die goed wat 'n mens mos sien op Facebook. Iemand anders man, jy koop in 'n illusie in, jy is net die I am. Jy is net ek is. Jy is net jou onsterflike siel. Jammer. Dit is nie hoe dit is nie. Dis 'n antieke storie. Dis nie noodwendig waar nie. Jy kan dit nie verkondig asof dit waar is nie. Verstaan waar kom dit vandaan? Dis 'n beker wat van oermense afkom waaruit jy skink en jy dink dit is die waarheid. As ons vandag kyk na die wêreld, dan sê ons die neurowetenskap, as ons dan nou wil aanstap, die neurowetenskap kom vandag by 'n plek waar hy die mens verduidelik as 'n eenheid. Die mens het 'n bewussyn en wetenskaplike sê vir jou, dis 'n produk van die brein dat jy bewus sou word. Nou wil ek dadelik 'n stopteken opsit en sê, as jy vir my vra, Philip, nou glo jy dit vir 'n feit? Dan sê ek vir jou 'n onomwonde nee. Want ek gaan nie van die veronderstelling uit dat in enige gegeewe punt van die mens se ontwikkeling in sy denke oor die wêreld en selfs die wetenskaplike ontwikkeling, dat ons by die punt uitgekom het, waar ons die punt kan neersit en dit sê dit werk so nie. Ek glo dat ons is in proses. Die wetenskap mag tans reg wees as hulle sê, ek is my brein, maar hulle mag dalk nie reg wees nie. En ek glo, as ons wil praat oor wat is waar hieroor, moet ons sê, ons weet nie. Die mense het so gesê, daai mense het so gesê, daai mense het so gesê, dis wat ek kies om te glo. Dis die beste wat ons kan doen. So my slot vandag is dit. Hierdie heel een metafisiese brongedagte wat in ons moedersmelk beland het, is gebou op 'n pre-Sokratiese spekulasie. Dis uitgebrei deur Plato, deur Plotinus en ander mense. Mense het daarop voortgebou in godsdiens. Ek gaan nie uitbrei oor wie dit almal was nie, want die tyd het te ver aangestap, maar dit is nie noodwendig die waarheid nie. Dit was hipoteses sonder enige empiriese bewyse en is gevorm deur antieke kulture se verstaan binne in hulle konteks. En hier kom waar dit net so ingewikkeld raak, waar ek sê ons weet nog nie regtig nie. Wetenskaplike modelle, so sekere mense van hulle, praat glad nie van 'n eenheid en dat alles een is nie. Hulle sê, goed is divers. So wie is nou reg? Wie's nou reg? So ons kry vandag 'n wêreldbeskouing en 'n mensbeskouing wat nog in die liggaam. The jury is still out. Ons weet hoe dinge ontwikkel het tot by ons en ons elkeen het keuses gemaak, maar ons is glad nie seker oor wat werklik waar is nie. Ons stap op hierdie tog wat ek vir julle gesê het, 'n histories-filosofiese tog oor die kosmos en die mens. Stap ons. En ons stap dalk nou al na die kant van die woud toe waar die bome so bietjie minder dig is en daar meer lig deurval. En soos ons stap, wie weet wat ons gaan vind. Maar ons is maar nog in die woud. Dit was vandag my storie. Baie dankie Jannie en Letitia.
vir my eie stem, ek bly sommer sit. Kom ons gaan kuier bietjie vir die van julle wat tyd het. Ons kuier lekker met mekaar en ons gesels en ons ontspan na hierdie lang sessie. En dan baie dankie Jannie en Letitia vir die mooi musiek. Vandag speel ons uit in die reën weer in. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.